Ons is vandag net die buitekant Settlers by die Sorghum proewe besigtigingsdag om te praat oor 'n wonderlike gewas, 'n geharde gewas, 'n gewas wat homself oor eeue lank al bewys het as een van die beste gewasse vir droogtebestandheid, en dit is natuurlik graansorghum. Graansorghum is een van die belangrikste gewasse nog steeds in Afrika, as een van ons hoofstapelvoedsel, en dit is hoekom ons hier is in Settlers vandag om meer oor die gewas aan die produsente te wys en ook om te kyk hoe ons die waardeketting nader aan mekaar te kan bring, sodat ons baie meer waarde kan toevoeg op produsentvlak tot eindverbruikerkant met hierdie wonderlike gewas graansorghum. Wat ons sien in vandag se tye is natuurlik wat op almal se lippe is, en dit is klimaatsverandering. En klimaatsverandering bring baie uitdagings, maar saam met dit bring dit ook geleenthede. En een van die geleenthede wat klimaatsverandering bring, is natuurlik nuwe oplossings, en een van die oplossings is natuurlik graansorghum. Graansorghum het in die laaste paar dekades bietjie op die agtervoet begin staan in Suid-Afrika, maar dit begin al hoe meer wêreldwyd na die voorfront tree as 'n oplossing en as 'n climate smart krop as gevolg van sy gehardheid, sy droogtebestandheid, sy baie diep wortelstelsel, asook sy manier om waterverbruik en graan te produseer in toestande wat nie altyd gunstig is nie. Nommer 2 wat graansorghum so belangrik maak in die bedryf en vir ons produsente en ons markte, is dat dit bly 'n stapelvoedsel in Afrika, so vir uitvoermarkte en plaaslike verbruik, en dan natuurlik nommer 2 vir gewasrotasie. Gewasrotasie in klimaatsverandering is ongelooflik belangrik, want dit kom neer op risikoverspreiding. Risikoverspreiding kan slegs gebeur as jy jou risiko versprei op jou hektare en nie net monocropping doen nie, maar alternatiewe gewasse inbring soos 'n kontantgewas soos graansorghum.